Dat is in die Vrystaat. Ek sê begin as ek weet nie meer waar ek nou eintlik meer is. Jongens, jy in die Vrystaat moet jy omdraai. Ja, jy kan ook voel as jy daai kant van die rivier is, die Vrystaat is kouer. Ja, die ouens is hier so eerlik, as hulle vis vang, gooi hulle die Vrystaat visse terug in die water. Jy weet hoe lyk dit? Hoe weet jy, dis 'n Vrystaat vis? Nee, sê. Hy het groter monde as die wat aan hierdie kant is. Ja, ek is Henny Pelser, ek is nou al 20 jaar hier in Oranje. Dis my 20ste jaar. Oranje self bestaan al vir 34 jaar. Ons het begin in 1991. Toe waterwese se mense hier weg is. Hulle is eintlik lank voor die tyd hier weg. Die plek het vir 'n baie lang tyd alleen gestaan en verniel. Hy was in 'n vreeslike swak toestand en toe sy in 91 aangebied op 'n verkoping of 'n veiling. Hulle verkoop hom toe vir 1.6 miljoen. Niemand anders te wou die plek gehad het in elk geval nie. Al die staatsdepartemente het hulle neus opgetrek. Nou ja, professor Karel Boshoff en 'n paar ander manne het kans gesien want hier is water. As daar water is daar hoop. En daarvan het ons betrek. Ons begin 14 mense ongeveer, 13, 14 mense. Ons is nou al op pad na 4000 toe. Ons groei teenoor 15% per jaar. En ons sit met 'n baie gunstige ouderdom, gemiddelde ouderdom van slegs 35. Die jong mense het baie vertroue in die stelsel, hulle hou van wat ons hier doen en hulle sien vir hulself 'n toekoms hier in Oranje. Nou 'n wonderwerk het natuurlik met ons gebeur. Ons het ons eie munisipaliteit gekry in die jaar 2000 by wyse van 'n Hooggeregshof bevel. Dis die eerste keer wat so iets gebeur het in die geskiedenis. Ons eie munisipaliteit wat alleenstaande is, geen vergoeding ontvang van die regering af nie. En lewer pypdienste, hulle het 'n skoon audit sedert stigting. En nou hulle suiwer ons water vir ons. Julle weet julle kan ons water drink uit die krane uit. Ons het ook besproeiingswater by elke perseel. Ons mors nie duur gesuiwerde water op plante nie. Ons het 'n nuwe rioolplaas het ons self gebou met nabelaste geld. Omtrent so 2 jaar gelede. En verder het ons nou nie meer 'n beerdkragprobleem nie. Ons het krag altyd. Dis dan lekker om dit te kan sê, né? Ja. Baie lekker. Hierdie ou laat nie gras onder sy voete groei nie. Hy kap die bossies water. Nou ons boer met pekanneute, amandels, olywe, mielies, springmielies, koring, lucernbeeste en skape. Hier voor ons is nou pekanneute. Daarmee boer ons die meeste van die boerderye het maar pekanneute hier. Wat is hierdie pypies so? En ek gaan daarby uitkom. Okay. Net agter hierdie pekanneute, dis die oudste boer tussen hakies. Hy is omtrent 30 jaar oud. So. Agterom is daar 'n begrafplaas, 'n amptelike begrafplaas. Dis nou wat aan die Betsie Verwoerd begrawe is, Jan Pool, professor Karel Boshoff, sy vroukie en vele ander mense wat natuurlik net minder bekend is. As jy reg aanry met die pad daar, dan kom jy uit by ons landingsstrook. En daar gebeur ook al daar's baie ontwikkeling. Ons 'n vliegskool, die Springbok Vliegskool, en ons poog om te kyk hoe gaan ons maak om daar geskeduleerde vlugte ingestel te kry tussen die Kaap en Johannesburg. Het sal maar klein vliegtuigies wees, maar dit sal baie nuttig wees. Ons kry op hierdie stadium baie besoekers met vliegtuie. Nou die pipeline. Hierdie is 'n verskriklike belangrike pipeline. Ek kan dit nie oorbeklemtoon nie. Dis in hierdie pipeline waar al die vrede en al die mooi dinge wat gaan gebeur in Suid-Afrika. Dis in hierdie pipeline. Dis die pipeline waarvan almal praat. Nee, grap. Die pipeline is vir besproeiingsdoeleindes. Okay. Want almal praat so van pipeline, ek dink ek moet dit inkry. Maar hierdie is 'n besproeiingspipe. Dit gaan vir die boere hierbo vir besproeiing vir hulle neute en vir hulle gewasse wat hulle plant. Dis net besproeiingswater, maar wat interessant is van hom, hy is meer as 13 km lank. En hy is daar in die vroeë 90's gebou deur 4 skoolsels. Ja. Nou hier regs is 'n baie interessante boumetode. Dit is Kanadees, kom van Amerika, van Nieu-Seeland af ook. Dis 'n ligte staalraam. Hy het verskillende lae. Hy het eers 'n houtlaag en dan 'n IBR laag en binnekant het hy isolasie en hy het 'n harde muur. Hy's lekker sterk. Hy's koud in die somer, warm in die winter. Ek kan dink as hy van Kanada afkom met hulle minus temperature. Maar in elk geval wat lekker is van die huis is hy rig vinniger op as 'n baksteenhuis. So die arbeid aan so 'n huis is baie minder as die in 'n baksteenhuis.
Hy kos dan baie minder en hy rig vinnig op en dit is baie populêr nou hier in Oranje omdat hy so vinnig oprig. Nou om in Oranje te kom bly moet daar aan sekere vereistes voldoen. Dit is tog immers 'n kultuurplek. Dit gaan oor ons kultuur, dit gaan oor ons godsdiens, die Christelike godsdiens, gaan oor ons taal. Daai goed is onderhandelbaar. Dit is nou maar net so en jy moet 'n plan hê, jy moet weet wat jy gaan kom doen. Jy kan nie net hier kom lê nie, né? Kom 'n vreeslike haastige geel kar. Sê. En jy sien ons groet mekaar aan mekaar. Dit is verskriklik belangrik. Dit is Ja, deel dit is van baie ons belangrik, nee. Dis deel van ons kultuur daai mense. Dit is Afrikaner kultuur. Hiervoor is 'n plek wat met sonkrag werk. Hier links is 'n koffiewinkel, langsom 'n bloemiste, raadgewende ingenieur, 'n haarkapper, om die hoek 'n wassery. En dan is so langs werk vir die munisipaliteit waar hulle al hulle voertuie berg en versien. Hier regs is 'n kwekery, hierdie wit plekkie. En dan op die hoek, hier voor links, die Bittereinder kroeg daar agter daai net waar daar gespan is. Hy is baie bekend vir al sy lekker kossies en verskillende dranksoorte wat hulle daar stook. Baie interessante plek, maar dis 'n lokale eetplek. Eureka is 'n supermark, daar kan jy tyd gaan koop, daar kan jy allerlei dinge van telefone uitsorteer. En dan die wynhuis is 'n drankwinkel. Hier voor ons is 'n mediese sentrum, hy's net kantoorure oop. Ons het 'n dokter, ons het al die ander goed wat nodig is. Hierdie is 'n plekkie wat met elektronika werk. Hulle kom van Mosselbaai af. Hier langsom is 'n plek motorwerktuigkundige. Hy kom van die strand af. Hier regs is 'n skrootwerf, insleepdiens, motorwerktuigkundige en 'n paneelklopper. En dan agter die muur waar daar reg voor ons is, daar is waar ons battery is. 28 miljoen rand later, kom van China af. En dan het ons OBW, Oranje Betonwerke, en agter die betonwerke is daar 'n groot taxidermie. Ja mense, hierdie is baie spesiaal hier waar ons nou inry. Besef julle, hierdie was 2,5 jaar gelede net 'n stuk veld gewees. Intussen is hier baie gebou. Ons het dienste ingesit en kyk al hierdie huise wat in die laaste 2 jaar opgegaan het. Hier regs is ook 'n baie mooi ligte staalraamhuis. Dit is baie modern en langsom nog eene. Hierdie is nou modern en daai is meer klassiek. Hy het nou so 'n broekiekant afwerking op die stoep. Dit lyk rondom so mooi af. En verder kyk maar net so, hierdie is al binne 2 jaar gedoen. Wel ek moet sê, ek was in 22 hier gewees begin van die jaar. Wat ek nou sien is baie groter as daai tyd. Ja nee, hier's verseker baie gedoen, hoor. Dis baie gedoen. Ek sê is baie nuwe. Ja, die mense werk. So daar iets verander in die bestuur van Oranje in die laaste 2-3 jaar, 4 jaar? Nee, dis maar net meer mense. Dis maar meer mense, ag en daar's meer idees wat uitkom, weet, elke ou het inkom as ekstra idees en so gaan 'n mens maar aan. Ja. Hierdie ou grafie is spesiaal ook gekoop om te help met die optiese vesel. Die daar gaan jy van ons kunstenaars, meneer Gots. Ongelooflike kunstenaar. Hierso is die veiligheidsafdeling. Dit is ons eie veiligheid. Ons gebruik nie ISAP nie. Hulle doen sommer vir ons verkeer ook. Hier is die helikopterlandingsblad as daar enige noodgevalle is. Maar ek het vanoggend 'n ISAP jou voertuig gesien. Ja, hulle kom ry hier rond baie keer om 'n bietjie veilig te voel. Maar hierso is 1 en 2 van wat hier werk. Wat hier bly. Hierdie is die koshuis van die damesstudente. Dit is nou die stadsplein wat hier begin opgaan. Nou kyk 'n bietjie, hierdie gaan 3 verdieping gebou wees. Dit gaan reg rondom strek. Gaan baie mooi lyk. Daar kan 'n mens op die kunstenaarsvoorstelling sien. Maar weet wat my trek van hierdie plek is, daar's net 8 mans wat hierdie hele ontwikkeling doen. Ja. Interessant, né? En almal werk hard. Dan het ons die ouer huis van hier af. Want 'n volk of 'n nasie of wat ook al wat nie vir sy ou mense kan sorg nie, is nie waardig nie, né? Hy het nie bestaansreg nie. Hy het ons die ouer huis, hier kom 'n nuwe ingang, hy gaan 'n mooi spuitfontein kry en hy gaan mooi gemaak word. En hiervoor waar hulle besig om te bou, hier kom nou nog 72 eenhede vir die ou mensies. Dit gaan 'n 3 verdieping gebou wees met 'n huishouder en alles wat oop en toe maak om dit vir hulle gemaklik te maak.
Nou ons het hier hoë sorg, selfsorg en gewone sorg, sowel as 'n baie op datum siekeboeg. Dink julle nie ek het 'n goeie geheue om alles te onthou nie? Ja. Jesus. Ek dink self so. Nee, jy's top swer. Nou hier eindig die oude huis hier op linkerkant. Kyk bietjie hoe lyk 'n selfsorg een, kyk hoe pragtig. So. En dan hierdie kant is maar residensieel. Hier's 'n lekker gastehuisie. Hier's nou 'n winskloppie, hulle moet hom koop. Sien hy het sy besigheid in die mark gesit, hy wil seker geld maak. Dis 'n baie mooi gastehuis hier daai. En dan hierdie is natuurlik vir my 'n vreeslike bekoring. Hierdie grys huisie hier voor wat beklee is met gegolfde plaat. Hy's baie goed geïsoleer, moenie 'n fout maak. Dis ook 'n staalraamhuis. Maar hierdie huisie is 2 jaar gelede gebou deur twee egpaar, 'n man en vrou wat in hulle 80's is. Hulle het alself gedoen, hoor. Hierdie is 'n huis wat deur een man alleen gebou word hier links. Hy het die hele huis sover self alleen gebou. Dis mooi. Dit is pragtig. En Billy die bouwer sê winkelhak in plaas van square. Daar staan dit. Dis ons taalvieringe. En dan wat is dit glo hoor? Dit is mooi. As Hier's pragtige woonstelle op linkerkant. Hier gaan ook nou huise kom hier langs die kant af, maar daar aan die bokant gaan hy so oopgelos word. Die stadsbeplanning se afdeling se idee is om dit altyd 'n plattelandse gevoel te gee. Dit is baie goed vir spanningsvlakke en is ook baie goed vir 'n menswees. Die Afrikaners soek ruimtes, hulle soek oopte, en hulle soek landbou. Hier is die plekkie wat al hierdie klein karretjies verkoop, hierdie 3-wiel karretjies, hulle 4-wiel karretjies, hulle klein karretjies vir ou mensies. En so sien is meer as 65 al op die pad. Dan is die toffiewinkel daar, die toffies word ook gemaak hier in Oranje. Die heerlikste toffies, julle met die biltong toffie gaan probeer as julle iets interessant wil probeer. ernstig. Dood ernstig hoor. Okay. Ek vra net vir ou Jan die toffieman, hy is die ou wat die toffies maak. Hy werk daar. Hier is ons bank, die OSK, Oranje Sparing en Krediet, die eerste gemeenskapsbank van sy soort, wat goedgekeur is in die geskiedenis van Suid-Afrika. Ons doen al die verbande, boulenings, beleggings, so dit is goed. Hierdie bankies wat julle so sien rond staan. Dit is bankies wat opgedra is aan mense wat diep spore getrap het in Oranje, wat oorlede is al. En dis maar ter nagedagtenis, né? Hier's baie van hulle wat hier rond staan. So hier's baie mense wat diep spore getrap het. Hier is die ander skooltjie, hulle het oor die 300 leerlinge, hulle is nou weer meer rekenaar gedrewe en ook afstandonderrig gedrewe. So jy wil vir my sê daar's 1100 kinders op skool hierso. Ja, hier is heel wat meer eintlik, hier is baie wat tuiskool ook nog doen. Maar uit bevolking uit van 3 na 4000. Ja, nee, en hier is die kielipensies ook nog, né? Dis nou nog kinders, né? Is ook mense. Ja. Jy geweet hulle is mense. Ek het ook van hulle is klein kinders. Ja, ek weet dit. Hier is ons grootste kerk in Oranje, die AP Kerk. Hy het 2 voltydse predikante al. En dan kom ons by beelde koppie uit, daar bo op die koppie. Ag, dis maar beelde wat aan ons geskenk is, wat uitgegooi is by plekke, wat ook al. Hulle het ons nou nie meer 'n plek in Suid-Afrika en nou ja, sit ons Maar is hier op dit die nie koppie. is dit nie een van die goed wat soveel kontroversie by julle uitgelok het, nee? As mense daar gaan en hulle sien die vervloë beelde, nee? Nee, ek dink nie, dit lok enige probleme uit nie. Wat wel probleme uit lok, is dat die plekke is wat werk. Ja. Hulle haar het laat ons water werk, ons krag werk en alles werk. Ek weet nie hoekom nie. Dit is eintlik vir ons 'n voorreg dat die goed werk. Ja. Daai goed, dit is ter nagedagtenis. As hulle nêrens anders kan staan, kan hulle maar hier kom staan. Maar ons weet ook wie wil hier staan, wie moenie hier staan nie. Ja. Dit is Dr. Malan, Dr. Verwoerd, Dertsochtstrydom, Paul Kreer en die mannetjie wat belangrik is. Is die enetjie wat sy moue oprol. Hy sê hy's 'n klein reus. Hy sê rol jou moue en doen jy eie werk. Moenie ander mense gebruik om jou werk ooit te doen nie. As jy dink werk is, jy's te goed om te werk, dan gaan jy tweede kom. Dan gaan jy sleg af. Kyk, ons hou ook daarvan ons kinders moet werk, want 'n kind wat werk is 'n groot mens wat altyd sal werk hê. Ja. Daai vlag is oranje, blanje, blou. Waar is daai kleure vandaan geleen? Weet julle? Kyk dit kom van die ou vlag af. Waar is die ou kleure? Waar is die ou vlag se kleure geleen? Van Nederland, is dit nie? Van die Huis van Oranje in Huis van Nederland. Oranje in Dis Nederland. korrek, ja. Ja. Daar is ons gemeenskapsaal daar op die koppie. Voor ons is die sportvelde.
is die Koeksister monument spesiaal opgedra aan al die vrouens wat koeksisters gebak het in die verlede en vir ons skole en kerke gebou het. Nie bakhand gaan staan en vra het vir geld nie, né? Hulle het hard gewerk. Hoeveel koeksisters is daar al verkoop in Suid-Afrika? Miljoene. Meer as 10. Hier is die swembad hier agter hierdie gebouetjie. 'n Olimpiese standaard swembad. Publieke swembad. Ja, hy's pragtig. Hy's nou leeg. Ons het hom leeg gepomp want ons het hierdie swakpunt, ons doen onderhoud. Jammer ook, julle skop daarmee, maar dit is nou hoe dit werk. Maar ek sien alles is klipname. Ja, die name wat hier is. Die naam Orania ook. Dit was hier gewees in Waterwese se tyd. Ons het dit geërf. Die paai het ons geërf. Wat ons nog geërf? Ons het geen bome geërf nie, hoor, hier was geen bome nie. Ons het al oor die 40.000 bome geplant hier in Orania. Hier was niks nie, dit was leeg en kaal. Hier is weer een speker hier voor ons. Wat was Orania? Dit was 'n waterwese kamp. Die ouetjies wat gewerk het in die dam en in die kanale het hier gebly. Hulle het baie van dit in van 'n kloof ook gebly. Ons is natuurlik baie gelukkig. Baie van die bestaande huisies wat ons toe oorgeneem in daai tyd was gebou met hout in plaas van asbes. Baie van die wat in van 'n kloof staan is asbes. Ja. Dis maar net interessant. Hierdie is nou 'n strooibale huis wat hier so is, né? Sjoe. Dis afgetrede predikant se huis. Is al sy bome ook hierdie. Daar kan jy sien hoe dik is daai mure. Kyk, as hy reg gebou is hierdie ding, dan is hy lekker warm in die winter, koud in die somer. Ons het 'n argitek wat daaraan spesialiseer. So hier is al 10 sulke gebou. Daai wynhuis wat ek julle vroeër gewys het, is ook van strooibale gebou. Is julle nog met my, né? Ja. Ja, Almal nee, hoor my nog mooi. Hier Ons is 'n mooi gastehuis. Niemand bly hierso nie, né? Nie een van julle nie. Nee. nee. En dan hier links, hierdie man ook pragtige ligte staalraamhuise. Hy het 'n pragtige klein hoewe hier. Hy gaan binnekort met hidroponie begin en hy het ook 'n klein restaurantjie in die agterkant. Hier waar die sombrele gesag in. Goed, dan kom ons nou by 'n gerehabiliteerde rioolplaas uit hier op linkerkant. Hier is 26 erwe uitgesit. Hy is heeltemal gerehabiliteer en 26 erwe is uitgesit. Al die dienste is aangebring, dis 'n pad ingebring. En raai wat? Die 26 erwe wat uitgesit is almal verkoop. Ek glo party van hulle gaan seker maar gespekuleer word. Dit gaan vir spekulasie doeleindes wees. Jy kan sien, daar kom 2 pype uit by elke erf. Die een is drinkwater, die ander is besproeiingswater. Sjoe. Jy kan mos nie dom wees en skoon water gebruik op plante nie. Hier is 'n huis wat wil opgaan. Hierso is 'n staalraamhuis, daar's 'n staalraamhuis. My so mooi, baie van die ouens het die ou Orania vlaggie op voor die huis. Dit is my so mooi. Dit is pragtig. En die mannetjie het sy moue oprol. Dis tog waaroor dit gaan. Ons het nie misdaad nie, ons het ook nie werkloosheid nie. Kyk hoe werk mense. Daar's 'n vrou wat werk met daar. Hierdie is 'n fontein. Dit is deel gewees van die rioolwerke se pompe en goed. Ons besluit om dit nie af te breek nie, maar eerder skoon te maak en mooi te maak en 'n sierlike ding daarvan te maak en so ietsie van die geskiedenis vas te hou in die area. Dis leuk. Hierdie is skuimsementstene waarmee hier gebou word. Dis baie ligte steen. Ons beproef baie van die boumetodes want weet jy wat 'n mens moet ons ingenieurs laat in afval niks toe wat onveilig is nie. Jy moet deur die hele kanaal gaan by ons in elk geval. Maar hulle laat so 'n bietjie meer toe want mens moet mos inisiatief gebruik. Hier voor ons is ons sonplaas. Hier is oor die 2800 sonpanele. Julle sien maar net so 'n paartjies. En dan het ons op die regterkant die mooiste perde skool. Ryskool. Hierdie het 19 perde. Het 'n lieflike koffiewinkel hier daar binne. Pizzas ook daar. Hier gaan dan die villa. Sy het seker gemaak sy merk haar karretjie, né? Ja, Sy weet is haar absoluut. karretjie. Ja. Ag, is die waar hierdie karretjies, weet jy wat, dit is so nuttig en geen brandstof nie. As jy hom volgelaai, dan ry vir 'n paar dae met hom. Nou ja, hierdie ou vreeslike mooi perde, hy pas sy perde mooi op. Dis baie mooi. Hierdie kant daar is nog 'n klomp by bo. Ek was net toe ek hier was, gelukkig toe die Doen hulle kinders gery. kompetisies op? Ja. Dis kom hulle so internasionale snaakse naam het. Ah ja.
Dan het ons weer pekanneute hier op regterkant. Wie van julle was al by die oewer gewees? Ek was al daar. Maar net waar die Aan die huise oewer. is in die grasperke. Weet jy, kyk, jy sien Hier word 12 huise aan die linkerkant hier so tussen die klein hoeves gebou. Hier is ook 'n man met perde aanhou. Hier is 'n hele paar wat perde aanhou en 'n paar skapies. Kyk, is klein hoeves. Maar ja, Hierdie is die mos nou klein- landelike gebied, so jy kan. Sê weer? Ja, hierdie is klein hoeves. Ja, dis als klein hoeves. Klein hoeves. Hier op die einde is 'n ouetjie wat kyk na perde wat verwaarloos is, wat mense vir hom bring. Hy praat hulle moed en dan vertel hulle is perde en dan glo hulle hom weer. Ag, sies tog. Stop. Selfs hulle. Hierdie is een wat lang voordat hy gery geword, hy's te vroeg gery, dis my hol, rig het. Ja, kyk sê dit. Mense maak Is dit 'n groot foute. feit? Is dit 'n feit? Ja. Jy maak 'n jong perd seer as jy hom te vroeg ry. Kom ons Seren. Hier is hy. Hier is die ouetjie wat moet hulle werk. Ai. Sies tog, hy het 'n Hy het bietjie op 13, hy het op 13 van 'n perd afgeval, hy het breinskade opgedoen. Ag, sies tog. En sy regterkant werk glad nie meer nie, sy spraak is belemmer, maar hy's elke dag hier op sy pos en kom werk met die perde. Hier is 'n pragtige ontwikkeling hier op. Daar's 11 erwe uitgesit, 2 huise is al gebou. Hier's 'n baie mooi pekanneutboord. Mooi kortsie grasies tussen die bome. Pragtig, hè? En hierdie kant van die pad, die regterkant van die pad is daar 29 erwe nou uitgesit vir ontwikkeling. Dis al my mooiste tyd van die jaar met hierdie blare, man. Hey, Pragtig, hoor. hierdie goudkleure Ja, mooi. kleure. Hierdie gaan jy ons ook 'n bietjie sê, wat is die keuringsproses om hier te mag woon? Ja, ek is bang julle wil hier kom bly. Ja, sekerlik, weet jy, die keuringsproses is jy gaan vul 'n aansoekvorm en hulle doen 'n bietjie van navorsing op jou en maak seker jy is daarom nou nie 'n kriminele goed nie. Want ons kan redelik vinnig 'n polisie klaring kry. En dan, jy moet 'n Christen net wees, jy moet 'n Afrikaner kultuur hê soos ek vroeër gesê het, jy moet Afrikaans kan praat en dan moet jy dan vir die mense ook voor wie jy die paneel moet jy kan sê wat gaan jy hier kom doen. Hoe gaan jy vir jouself sorg? Want nou kan mense soek mos nou nie iemand wat kom niks doen en hoop iemand anders gaan hom help en vir hom geld gee nie. Jy moet ou werk. Dit is nou maar net so, dis 'n feit. Dis harde werk, dis nie altyd maklik nie, maar party mense het genoeg geld om agteroor te sit om met hulle op hulle rente te lewe. Maar dit is maar minimaal. Hier links, dit is nou die oewer, aan die oewer. So as jy voldoen aan daai goed, dan kry jy jou sertifikaat. Jy word amptelik 'n inwoner van Orania. Sou jy ooit droog maak, en daar's 'n paar reëls in Orania, en sou jy ooit droog maak, dan kan jy dit verbeur en uit die dorp uitgesit word. Daar's 'n hele paar mense al wat ons op die proef gestel het, en hulle is toe uit die dorp uitgesit. Ons het 'n regsafdeling wat dit hanteer. Ons het 'n arbitrasiesisteem. Alles goed wat ons doen is binne die wet. Inteendeel, ek dink ons is meer wettelik in Orania as die res van Suid-Afrika. Ek sien snaaks as ek dit sê nie. Ons is baie ernstig dat 'n mens geordende dinge moet doen. Jy doen dit nie na willekeur nie. Hierdie is pragtig, hierdie huise, hierdie kant is alles van hout gebou, als deur ons eie mense gebou, né? Geen buitekontrakteurs nie. Ons Google maar as mense nie weet hoe om 'n ding te doen nie, dan gaan kyk jy op YouTube. YouTube wys jou enige ding. Ons burgemeester het gesê as daar iets is wat ons nie kan doen nie en ons het almal geraadpleeg in Orania, niemand kan ons daarmee help nie, dan ons dit nie nodig nie. Dis 'n goeie. Dis die goeie hotel. lese daai. Hy behoort ook aan omtrent 8 mense, so hier's baie mense wat hier bly, wat hier eiendomme het wat permanent hier bly, en dan is hier baie mense wat eiendom besit en dit verhuur as akkommodasie, want ons is besig deur die jaar. Hierdie grasperk hier voor, dis waar ons altyd ons gelofte vier. Dis 'n lekker gedoente, weet jy, ons het 'n pragtige diens, ons het gewoonlik 'n spreker, daarna het gee ons koek en gemmerbier vir almal wat hier is, en mense braai en gaan te keer, dit is 'n regtige feesdag. Dan kyk ons vier net ons eie kulturele dag,
en ons eie Christelike vakansie daar. Die ander vakansie daar vier ons glad nie. Dan werk ons 2 keer zwaar. Hier is 'n pragtige restaurant, aan die oewer restaurant. Hier regs is 'n spa. Hier voor ons loop die Oranje rivier. Dis allemaal 'n mooi rivier. Pragtig. So wat is negatief in Oranje? Baie van die besoekers. Ja, ag weet jy, dis die laaste persoon van wie jy dit moet vra. Wat kan verbeter? Wat kan verbeter? Want ons altyd moes iets wat kan verbeter. Ons het 'n slagpale nodig. Dit moet meer vleis wees. Okay. Ons kan doen met 'n slagpale, ons kan doen met iemand wat al hierdie plastiek en glas en metaal wat ons hier uitvat kan verwerk hier in Oranje. Dit is so 'n groot ontwikkeling. Hier's 10 huise onder konstruksie en nog 17 wat gebou moet word. Ja, almal was hier. Julius Malema was hier, Mandela was hier, Zuma was hier. Ag, dit was klomp mense. Ek kan nie almal se name onthou nie. Maar hulle het almal regtig waar, hulle was beïndruk met die feit dat ons eie werk doen en 'n mooi gesindheid gehad. Ek weet, dis maar 'n politiekery wat hulle baie keer hulle monde skoon maak, maar dit is nou hulle goeie voorreg. Hulle kan dit nou maar doen. Ja. Ons gaan aan in ons bou. Nou goed, hierso is nou 'n mooi ontwikkeling. Dit is baie eksklusief. Heuwelsig. Dit gaan inskakel by die bewaringsgedeelte hierbo en hier kom 26 huise by hierdie ontwikkeling. Hier word hy ook gebou met 'n ligte staalraam wat dan bekleed word met Newtek, 'n saamgeperste veselsement. Ou drink tee, is teetyd hoor. Wil dit nie teenoor my nie asseblief. Ons moet ook tee kry. Hier regs, hier kom 20 erwe. Hier's 20 erwe klaar uitgesit met dienste hier regs. En hier moet nou huise gebou word. Die minimum bome moet verwyder word vir elke huis wat hier gebou word. Die idee is om tussen die bome te bly. En nou, vir alle praktiese doeleindes, nog 1 of 2 goedjies hier voor, dan is ons basies klaar, dan kan julle aangaan met julle lewens. Hier is 'n haarkapster, sy doen ook opleiding in haarkappery, sy doen geakkrediteerde kursus wat sy aanbied. Na 3 jaar kry jy jou papiere, dan kan jy gaan hare sny. En oral waar mense maar kyk is daar gebouery, né? Ja. Ja, oral. Ons bou. Niks wat die moeite werd is, kom maklik nie. Ek wil vir julle net gou ons volkslied speel dit. Uit die hoeke van ons land en volk lees boere oor ons grond, word die enig roep ontstaan ter ere van sy grote naam. 'n Vrye volk het op te staan op die pad na Orania. Orania, Orania. Met handen in die grond, met moue opgerol, wou hy, wou ek, wou ons aan jou, ons self Orania. Op die koppie staan ons eie wees, hy's klein maar leer ons werkers gees, ons vryheidsstrewe snoer ons saam, grafier en klippe newe naam, ons volk het eindelijk thuis gekom, verenig Orania.